Hy sê, ken hom in al jou weën, sodat die paaie, halleluja, die Here jou paaie vir jou gelyk kan maak. Die Bybel sê, sonde die Here, as alles te vergeefs. En die Bybel sê, terwyl Isabel staan met haar make-up op haar balkonie. Is goed as mens hulle plekke mooi maak. Elke mens wil dit goed maak. Maar moenie laat die baksteen wat jy opsit vir jou opmaak nie. Halleluja. Wat Job sê, halleluja, met niks het ek gekom en met niks gaan ek terug nie. Halleluja. Lukas 12 sê, die oorvloed van 'n mens se lewe bestaan nie die oorvloed van jou besittings nie. En die Bybel sê, sy staan daar, sy word afgegooi en jy gaat in. En terwyl hulle in die huis en so sit en jy eet en die vrou was afgegooi gewees van haar eie balkonie af. En die Bybel sê, halleluja, dat terwyl sy daar lê, sit hulle en hy geef hulle bevel, hy sê, begrawe tog vir haar, wat sy is 'n koningsdogter die vervloekte. Vers 39 en 40, die vervloek begrawe ook vir haar. Maar die Bybel sê, toe die begrafnisdraers by haar kom, om haar liggaam op te tel, toe vind hulle die honde vir haar gevreet. Toe vind hulle net haar kop, en haar handpalms, en haar voete. En ek kan nou gesit en gewag tot God nou 'n woord gee, halleluja, terwyl ek daar sit en ek hoor nou die getuienis en ek hoor nou die laaste getuienis. En ek wil nou iets anders gepreek het, maar toe sê die Here vir my nie. Ek moet met hy nou praat oor die 3 liggaamsdele van Jezebel. En jy weet, ek is nie bang nie, maar elke keer, elke plek wat ek gegaan het, oor die jare, as ek hierdie boodskappe dien, dan weet ek wat gaat na die kom. Het gaat pyn, het gaat hartseer, het gaat droefheid wees, halleluja, het gaat jammer te wees vir jou. Maar die trots, wat binne die vrou was, die hoogmoed. Haar woskede praat van hoogmoed. Haar handpalms waar hy geleed praat van geldgierigheid. Halleluja. En die voete. As die voete, halleluja, wat stap, halleluja, om te gaan hoer. Wat stap om slegte dinge te gaan doen. Halleluja. Hoogmoed, oorredery, geldgierigheid. Die 3 kenmerke wat Satan gebruik om die mens in sy graf te sit, om die mens jou toe te stuur. Luister, die Bybel sê, halleluja, dat God sê vir die een profeet, gaat salf vir jou, want as die tyd van Isabel moet val, jou datum van jou doodsertifikaat is klaar ingesit. En luister, jy het nie lang gevat nie, jy sê jy vat te lang uit die woord van God hoor, jy moet immediately ek, jy moet onmiddellik kom, jy moet nie wacht tot jy voel nie. Het Amerika gesien wat baie praat, hy moet wyn in sy lichaam het, om baie te praat. As hy nie wyn in het nie, dan kan hy ook nie praat nie. Halleluja, die wyn geef jou spraak, die wyn geef jou plek om te praat. Halleluja, terwyl God se woord sê, jou mond moet gevul wees met die Heilige Gees en met die Heilige woord. Halleluja, daar sal dit 1000 tong en lippe, dit sal nie genoeg wees om God te eer en te prys vir wat die Here gedoen het nie. Jy kom en onmiddellik, terwyl Isabel boodskappe steen hoor, wat is die gedreun wat hier aankom? Luister, God is so getrou, hy was skief vir jou Esther. Voor jy die 3 liggaamsdele van Isabel, halleluja, vir jou grond toe vat. En terwyl daar boodskappe uitgestuur om te vra, wat is die koms? En terwyl die dienaar kom en vir jou vraag, wat is jou komsvrede? Toe vraag hy die vraag, wat weet jy van vrede? Wat weet ek
Wat met 'n dronkaard van vrede? Wat met 'n oorrede van vrede? Halleluja. As maar vir jou net 'n woorde, maar jou hart is ver vanaand af. Luister, en Josef val aan. As tyd om die werk van God te verrig in Jezebel se lewe. Hoe jy kry mansmense wat smokkel of drugs verkoop. Maar as 'n vrou mense doen. Sy gaan tot op haar uiterste om seker te maak die wat aan 'n pad staan maak sy met 'n pad uit. Maar God het vanaand dit aan jou doel en het 'n plan vanaand, halleluja, wanneer die 3 liggaamsdele, al die hoogmoed, die trotsheid, die oorredery en die geldgierigheid. Is die 3 aspekte op hierdie aarde wat mens ten gronde vat, halleluja, want trotsheid bring vir jou tot jou val, halleluja. As jy te hoogmoedig en trots is, dan kom jou val baie maklik aan gelop, soos 'n perd, halleluja. Geldgierigheid maak dat 'n mens alles sal doen om geld in die hande te kry, al moet jou lewe of jou liggaam ook verkoop, halleluja. En God se Bybel sê, dat jou liggaam as die tempel van die Heilige Gees. Luister, die Bybel sê, dat terwyl Isabel vir 'n hele paar dekades regeer, en sy vir Israel monster, halleluja, en sy monster die wat ona is. Jy kan 'n tipe gedrag binne in jou hart ontwikkel, wat jy vir geen mens ontsien nie, maar vir dat God se oog te kry hierdie aarde, halleluja, en hy hou vir jou fyn dop, die Bybel sê sy oog te kry die aarde, en hy nooit haar wilste drome, soos sy gedink het dat sy sal jou se begrafnis het nie. En die Bybel sê, toe jy aankom om 'n slagspreuk te spreek, en hulle verafgooi van eie belken af, terwyl mense nog miskien besig is om te begin te rou en hartseer te wees. Toe raak die honde besig om hulle liggaamsdele te vreet. En God het 'n tyd terug geprofeteer en gesê dat die liggaamsdele van Jezebel gaan lê in die strate daar van Jezreel. En vandag miskien God vir jou, halleluja, van hierdie paaie, of jy kan wat oor het dat ons stem gehoor het hierdie dag, dat God vir jou 'n genade kans. Hy steek jou vanaf uit. Hy wil hê jy moet nie van Jezebel wees nie. Hy wil hê jy moet so regeer. Sy het 'n mag gehad wat sy, halleluja, geregeer het vir wie sy wil en wat sy wil. En as die Hawaii is nie, dan maak sy seker as Hawaii. Maar ek wil vandaag jou sê, as jou hart so verstok is en jou gedagte en jou binneste as oorweldig met moorde of as oorweldig met geldgierigheid, luister vanavond, halleluja, God het klaar uitgesit. Daar is 'n dag en datum wat God sal afreken met elke mens. Want die Bybel sê die loon van sonde, dit is die dood, maar die genade van God vanavond as jy ewige lewe. Jy moet oppas, die Bybel sê, pas op vir hom wat saam met jou stap. Hy wat hy sê is jou beste vriend, hy wat sê wat saam met jou doodgaan, hy wat sê wat saam met jou sit, of sê wat saam met jou sit, dit is sy wat beplan, of dit is hy wat beplan op jou eie lewe. Luister vanavond, waskie God iemand, halleluja, voordat die dood in jou huis kom, voordat die hartseer in jou huis kom, halleluja. Die Bybel, as jy wil praat van die honde wat jy opvreet, dan praat die Bybel van die magte wat gaan kom vir jou. Weet jy, as jy dronk is, weet jy wat die magte bring jy binne jou huis in? Jy kom nie net dronk in jou huis nie. Jy bring maatjies saam met jou in. As jy sigarette rook, jy bring demons binne in jou eie huis in. As jy vloek in jou huis, jy bring dat in jou huis, jy bring in jou eie huis aan onheil in. God het nie vir jou die huis gegee, hy het vir jou, dat jy moet 'n hoerhuis van maak nie, of dat jy moet 'n drakhuis van maak nie, hy het die huis vir jou gegee, dat jy daarin moet woon. Dat jy moet weet wat het gekos het om te baklei vir jou dak wat jy nou opsit. Die Here God weet dit, het was nie maklik geweest nie, halleluja, dat is mense wat kan getuig. Jy sit daar, lekker onder 'n tuin, dat jy net 'n singplaat gehad het. Maar God se kinders het opgestaan, halleluja, God se kinders het opgestaan.
Jy ken miskien nie die verhaal nie, jy ken miskien nie die storie nie, maar ek gee dit vir jou vanaand, halleluja, as God se kinders wat voorgestaan het, as God se kinders wat baklei het. Luister, halleluja, hy het die huis, ons het die nagte en aande gestap na 'n plek van, wat ons by mekaar gekom het, om te veg vir die huise, dat jy van 'n hoeres moet maak nie, want jy moet maak en dit is nie, halleluja, God gaan jou oordeel daarvoor. God sit nie vir jou, hy gee nie vir iets in jou hand, dat jy dit moet vertrap met sonde nie, hy sit iets in jou hand, halleluja, sodat jy die lig van die Here daar moet aanbring. Ons is nog 8 jaar hier. As jy nog nooit 'n huisdiens gehad het in die huis, moet jy jou skaam. Want die Here God weet hoe ons gebid het, halleluja, vir jou 3 plekke om huise te kry, halleluja, maar jy wil nie God in jou huis hê nie, maar jy kry die raster aan, jy kry whatever aan, jy kry die tikmonse, jy kry die oermagte aan, jy moet vir Jesus aan kry. Maar as jy nie vir Jesus in jou huis kry nie, dan is jy op pad, halleluja, en as jy op pad, halleluja, om 'n 3 liggaamsdele vir jou voetafel te lê. God wil jou bewaar van die 3 liggaamsdele, want dit is jou val. Jy kry staakse mense wat in hokkies gebly het, mense wat die plek gehad het, wat nou huis het. As ek net 'n hek en dit is wonderlik. Sy's gaan wonderlik die man. Halleluja! Dat ek het nog wat stil vanaf. Sy's gaan wonderlik nie. Das wonderlik aan jou nie. Sy raak wonderlik die dag as jy vir Jesus aanneem. En sy buig my knie en ek kom net soos ek as, want ek wil hierdie 3 liggaamsdele in my liggaam hê. Luister vanaf. God het 'n plan met jou lewe. Jezebel het gedink dat hy 'n koninkryk gaan vir ewig bly staan. As jy drink af over jare, jy dronk elke naweek, jy vloek die lelijkste woorde, halleluja, maar God het vir jou voorsien, halleluja, en nou vergeet jy van God. Luister vanavond, halleluja. As a mooi lied wat sê, you can serve the soul wide world over and over again, but only Jesus Christ can satisfy your soul. As jy raai alleen en die manier wat jou lewe kan verander nie. 3 liggaamsdele. As jy vanavond met 'n man bly, en as jy jou man nie, halleluja, die mag van hoe jy jou beter, God wil jou daar uithaal vanavond. En jy vanavond net word besigheid, en wil jou geld, en jy wil die mense uit moer hulle laaste geld van hulle vat, as jy mag, en 3 liggaamsdele van sy gierigheid, as besig met jou. Jy bekom alles wat jy kan in jou ma's huise, want die 3 liggaamsdele is besig met jou. Die geldgierigheid is besig met jou. Jy policy op policy, wat jy dan jy gaan kom geld te kry, as iemand sterwe, jy is besig met die 3 liggaamsdele van die sowele geldgierigheid. Dit is 'n mag. Dit is 'n ding wat jou doodmaak, as iets wat vir jou wag. Jy sê, as dat wees vir my, gooi je af. Luister vir as ek een weg en dit is Jesus. Jy kan maar wie of wat wees, as dit Jesus, en Jesus alleen, as hy alleen, halleluja, wat die prys op Golgotha vir jou gaan betaal. En vanavond wil ek jou waarsku van die 3 liggaamsdele van Isabel. Hoermag, geldgierigheid en trotsheid. Trotsheid laat jou val. Hoogmoed laat jou val. Ek kan nie verstaan as mense in die area bly, as jy veel hoogmoedig kan doen nie. Ek kan nie veel verstaan, dat is fout met jou. Dat is fout met jou. Dat is baie groot fout met jou. Want jy het vergeten wat een plek jy bly. Halleluja. Daarom wat die Bijbel sê, daar is een blijvende stad vir ons hierdie, maar ons kan in daar stad wat gemaakt is, in het handen, die halleluja. Dat is een temporary dwelling place vir ons. Jy is op jou hoogmoedig, sy regeer die land, sy regeer man, sy regeer allemaal, maar sy is nou die en ons nou. Maar God hou wat op. En God hou vir jou vanavond op.
Jong of oud. Christen of moslim. Rasta of nie rasta nie. Jy's 'n mens. Hy het gekom om te soek en te red 'n mens wat verlore is. Om vir jou hoopvolle toekoms te gee, maar net as jy die knie buig. En die Here sê, Here, kom net soos ek is. As jou pastoor in die kerk vir jou die waarheid gee, kry jy, God gaan jou eendag rekenskap laat hou, want jy kry die waarheid. Jy word gewaarsku vanaand. Hoeveel eise lê in die plek en hierdie mag van hierdie 3 liggaamsdele nie. Hoeveel huwelik is jy opgebreek hierdie liggaamsdele nie. Van Isabel nie, aan die oermag, halleluja, wat besig is in jou drywe. Ja, kom man en elke vrou wat jy sien, as die mag op jou, halleluja, is besig om jou dood te maak. Maar die bloed van Jesus vanaand, hy wil jou red, hy wil dit afsny, hy wil dit dan van dood afhaal van jou af, halleluja. Hy wil die 3 liggaamsdele kanselleer, halleluja. Moet jy stap in die plekke, moet jy vanaand sê, Here, ek kom net soos ek is. Jou kind gaan jou nie baat nie. Ek kan maar sê, my maat gewoon by die Engelse kerk, my paat gewoon by die Nieuwe Apostoliek, jy gaat nie voor God staan. En ek kerk nie. Jy gaan nie voor, jy gaat voor God staan as 'n mens, as 'n siel, wat moet rekenskap gee. Laat jy die Bybel in die boeke van Prediker. Selfs jou geheimenisse in jou gedagte sal God jou oor rekenskap hou. Die boeke van Prediker. Die geheimenisse in jou gedagte op jou bed. Wat jy in jou verstand en manipuleer en manifesteer, wat Satan jou daar hou vas van het, wil die Here met sy bloed jou vandaan losmaak. Hy sit miskien met 'n gedagte van selfmoord vanaand, het lewe stap nie veel reg nie, jou eis is nie mekaar, halleluja, daar is geen inkomste miskien vir jou nie, jy voel miskien gebroken en neergedruk, jou familie is nie daar vir jou nie, en jy voel jy wil hoop opgeef vanaand, maar God kom vanaand, halleluja, die man met die witleerte, wat vanaand bring verlossing vir jou, en redding vir jou, hy wil vir Jesus bringe, om te kanselleer, die werking van die 3 liggaamsdele van Jezebel. As 'n kans vanaand vir jou. Maak gebruik en kanselleer uit 3 liggaamsdele vanaand. Hoogmoed, trotsheid, geldgierigheid en hoerdery. Tydinge. Bybel sê, God sê vir Kain, die son is vir jou deel en sy begeerte is na jou. Die 3 liggaamsdele se begeerte is na jou. Maar hy sê, maar jy kan moet oor hom heers. Binne kan jou as 'n siel wat smag na sy heiland. En as hy siel hooggawe gee vir sy heiland, en as hy meer as 'n oorwinnaar, dan stap sy, halleluja, gewas in sy bloed, reinig en verlos in sy bloed. Luister vanaf hulle sê die woorde, ek wil nou afsluit, Jehu sê, begrawe die vervloekte. Daar is mense met sonde en lelike goedes doen as en hulle gaan dood. En hulle wil almal mos nou huil. Hulle wil die mooiste goede sing. Hulle wil die pragtigste woorde. Hulle loop en lieg by jou begrafnisse. Jy was 'n mens wat lelik was. Hulle sê die mooiste hymns daar op jou pamflette, on eagles wings en allemaal. Hulle moet die tyd vir jou sê, hulle moet jou daar skryf iets van KDB of van iemand. Skryf van wereld dan op jou pamflet, want sy was jou God geken nie. Halleluja, waarom daar vir jou gesê word, rest in peace, die Bybel sê, daar is geen rust vir die goddeloose. As jy sterwe, sonder Jesus, aan die Here God weet, as hulle die pastore geld betaal om jou te begrawe, praat hy die mooiste dinge van jou. Hy lieg jou vir jou. Wanneer wat is hy? As hy liggaamsdeel van Isabel geldgierigheid. Hy gaan lieg wanneer hy kry geld by jou. Hy het die kleinste kar wanneer hy kry geld by jou. Maar God wil hy mag van geldgierigheid uit jou uithaal. Uit jou uithaal. Woeker. Jy wil 'n manelende wees.